Goeiemôre vriende, ons is die Here dankbaar dat ons vanmôre weer kan saam wees so rondom sy woord. Ons is die Here dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, vir ons 'n nuwe dag gegee het en ons kan daaroor juig en bly wees. Ja, een van die grootste dinge waaroor ons kan bly wees is dat die Here op die troon van die hemel sit, van die aarde maak die voetbank van sy voete en dat ons weet dat hy die ewige verbondsgod is, die God van Abraham, Isak en Jakob, wat vir ons sê, kyk, ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld, soos sy werke sal wees. En wat 'n wonderlike vooruitsig dat ons die Here eendag in sy heerlikheid sal sien en daarom beywer ons om vlekkeloos voor hom te staan, om ook uit sy mond te hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Nou vriende, ons is besig met die reeks boodskappe van die boek Spreuke, wat 'n besondere boek in die Bybel. Ek het vir u gesê dat 'n spreek is maar 'n kort wyse gesegde wat vir ons maklik is om te onthou en wat vir ons een of ander lewenswysheid kom leer. En dit is 'n klomp gesegdes in die woord van die Here wat eintlik so relevant en van toepassing is op ons tyd, dat ons net weer eens besef dat die hele skrif is deur God ingegee. Ek het vir u ook gesê, vriende, daar is uitdagings wanneer ons die boek Spreuke verklaar, en ek het vir u gesê, ons moet onthou dat die boek Spreuke nie goddelike waarborge vir ons gee nie, maar eerder sterk beginsels wat vir ons dan lei in hierdie lewe, om dan met wysheid en oorleg te kan leef, te kan optree en die Here so welbehaaglik kan dien. Hierdie waarhede is deur die Heilige Gees ingegee en alhoewel dit bekend staan as die Spreuke van Salomo, is dit juist Salomo wat dit neergepen het onder die leiding van die Heilige Gees. Ons sal later daarby uitkom dat alles in die boek Spreuke is nie deur Salomo geskrywe nie, maar ons sal later in die boek bietjie meer dit verduidelik, maar die meeste van die inhoud hier is deur hierdie kosbare man van God neergepen, die seun van Dawid, ongelukkig 'n man wat in die latere tyd van sy lewe in ongehoorsaamheid verval het en soos vir u reeds vermeld, die boek Prediker staan bekend as die boetelied van Salomo, waarin Salomo op sy eie dwaasheid gewys het, waar hy van hierdie wyshede wat hy vir ons opgeteken het, nie self nagevolg het nie, en het sy lewe met baie, baie smarte deurboor het. Nou vriende, ons is vanmôre by Spreuke, die 10de hoofstuk, en ons gaan daar vanaf die 18de tot en met die 21ste vers bietjie kyk na die gedagte van jou en my woorde sê baie oor ons karakter. Jou en my woorde sê baie oor ons karakter. Nou, jy sal met my saamstem dat kommunikasie een van die belangrikste dinge in die lewe is. Ons moet met mekaar kommunikeer. As 'n man nie met sy vrou kommunikeer nie, is daar probleme in die huwelik. As die pa nie met sy kinders kommunikeer nie, is daar probleme in die huishouding. As die werkgewer nie met die werknemer kommunikeer nie, is daar probleme in die werksplek. So kan ons maar kyk, elke deel van ons samelewing en elke verhouding in die samelewing vereis dat daar goeie kommunikasie moet wees. En dis waar die groot probleem by die meeste mense kom. Want vriende, ons almal sukkel om eerlik, opreg en korrek te kommunikeer met mense. Waarom is dit vir ons 'n moeilike saak om reg te kommunikeer? Want die Here sê vir ons in Jeremia 17 vers 9 dat die hart van die mens bedrieglik is bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Dikwels praat ons met die mond, maar ons hart sê iets heel anderste en nou hier is die probleem, God ken ons harte. En dit help nie ons kommunikeer met ons mond een ding, maar ons harte sê iets anderste nie. En dit is presies wat Spreuke 18 vers of Spreuke 10 vers 18 tot 21 vir ons wil kom leer. Nou kom ons staan net gou weer stil. Ons sien in die boek Spreuke kom die woordjie mond, tong en lippe nogal redelik baie na vore. Die woordjie mond 48 keer, die woordjie tong 18 keer en die woordjie lippe 40 keer. En kom ons hoor wat sê vers 18 van Spreuke 10 vir ons. Daar staan, hy wat haat verberg, het valse lippe en hy wat skindertaal uitstrooi, is 'n dwaas. Nou wat wil Salomo vir ons kom leer deur hierdie spreek op te teken in die 18de vers? En vriende, as u nou bietjie terugdink aan die boodskap wat verby is, sal u sien in vers 12 vind ons min of meer dieselfde. Daar staan haat verwek twiste, maar liefde bedek al die oortredinge. So baie belangrik is dat die oomblik wanneer daar haat in my hart is, dan is die kans dat ek met ander mense sal twis baie goed en ons het al reeds daaroor gepraat. Maar hierdie vers 18 brei dit so 'n klein bietjie meer uit. As Salomo sê, hy wat haat verberg, het valse lippe. Met ander woorde, as jy iemand is wat haat verberg in jou hart,
dan praat jy nie altyd die waarheid nie. Jy's 'n leienaar. Jy praat met jou mond een ding, terwyl jou hart eintlik iets heel anders te sê. Kom ek probeer vir jou 'n praktiese voorbeeld deurgee. Jy is by 'n werksplek nou al vir baie jare, en jy werk hard, en die werkgewer het dan ook 'n pos geadverteer, waar daar 'n bevordering sal kom as jy die pos kry, en die dag toe die pos aangekondig word, toe kry een van jou kollegas dit. En jy is bitter in jou hart, jy's ontsteld oor dit wat gebeur het, en jy praat met ander mense, en jy vertel vir hulle hoe jy te nagekom is, en weet hoe jy dink dat jy daai pos moes gekry het, en die dag loop jy die werkgewer in die gang van die maatskappy raak, en hy vra vir jou, hoe gaan dit? En jy sê, nee meneer, dit gaan baie goed, en o ja, ek wil net vir jou sê, ek is baie bly oor Koos of Piet of Jan, wat die bevordering gekry het. Ek dink dit was 'n pykeuse gewees, die beste persoon vir die pos. En jy stap weg, en jy weet in jou siel, in jou wese, in jou hart, jy het nou iets met jou mond gesê, maar jou hart was voor God nie reg nie. En dis waarteen die Here ons waarsku, vriende. Hy wat haat verberg, het valse lippe. As ek in my hart haat vir iemand het, hierdie werkgewer wat die werk vir iemand anders te gegee, terwyl ek gedink het, dit kom my toe. Nou is daar 'n haat, daar's 'n bitterheid in my siel teenoor hom. Die Bybel sê vir my baie duidelik, die oomblik wanneer ek moet so haat rondloop, sal ek as 'n leienaar begin lewe. Ek sal dinge sê wat nie eie is aan dit wat ek in my hart voel nie. En daarom sal ek 'n valse lewe begin lewe, wat God nie welbehaaglik is nie. Die volgende gedeelte, die B-gedeelte van vers 18 sê, hy wat skindertaal uitstrooi se dwaas. Want wat is die volgende ding wat gaan plaasvind, vriende? As ek haat verberg, gaan ek begin skinder. Ek gaan begin kwaad praat. Ek gaan groepies begin vorm, en waar ek tuis voel en gemaklik voel tussen mense, gaan ek sekere mense sleg sê. En ek gaan die bitterheid van my hart na vore laat kom. En ek gaan baie keer goed sê oor hulle wat nie waar is nie. En goed wat nie feitelik is nie. En ek gaan so probeer om hulle goeie naam skade aan te doen. Daarom is die belangrikheid vir ons vanmôre, dat ons as kinders van die Here vir onsself die vraag moet afvra, is ek eerlik in my kommunikasie met ander mense? Of dit my vrou is, of dit my man is. Jy moet nie dink dat 'n man en 'n vrou mekaar nie kan haat nie. Dat hulle nie teenoor mekaar bitter kan word nie. Daarom kan die man miskien teenoor die vrou iets sê, of die vrou teenoor die man, en hulle harte sê nie dieselfde nie. Ouers teenoor kinders, werkgewer, werknemer, die scenario wat ons nou net vir jou geskep het. En daarom is dit belangrik, vriende, dat ons sal sien dat my en jou woorde sê baie van ons karakter, wie ons werklik is. En die Bybel sê vir ons dat ons hart, ons gewete, ons innerlike mens, ons sal verontskuldig of beskuldig. Met ander woorde, wanneer ek klaar gepraat het, sal ek hier in my hart weet, het ek nou die waarheid gepraat, of het ek 'n leuen gepraat? Was ek opreg, of was ek leenagtig gewees in die woorde wat ek geuiter het? Daarom vra ek jou vanmôre die vraag, as jy kommunikeer, praat jou hart en jou mond saam. Want die Bybel sê, hy wat haat verberg, het valse lippe. As jy met haat in jou hart teenoor mense sit, sal jy vir hulle begin lieg, jy sal vir jouself begin lieg, jy sal vir ander begin lieg. En hy wat skindertaal uitstrooi is 'n dwaas. Net hierdie woordjie dwaas net weer. Ek het so 'n bietjie gaan kyk na wat die woordjie dwaas beteken. Die definisie daarvan is to be stupid, to be silly. Selfs die woordjie arrogant word in lyn gebring met die woordjie dwaas. En dis belangrik dat ons sal sien wat die Here vir ons sê, want hoor dit staan in Spreuke 26 vers 24 tot 26 en daarmee sluit ek af. Daar staan die hater vyns met valse lippe, maar in sy binneste koester hy bedrog. As hy sy stem lieflik maak, vertrou hom nie, want 7 gruwels is in sy hart. Al verberg die haat homself in bedrog, sy boosheid word in die vergadering openbaar. Is nie wonderlik hoe die Here vir ons op pen en papier eintlik ons bose harte openbaar nie. Want die Bybel sê die hater vyns met sy lippe, maar in sy binneste koester hy bedrog. As hy sy stem lieflik maak, hy praat mooi, hy het gladde woorde, vertrou hom nie, want 7 gruwels is in sy hart. En luister, as 'n persoon, of as jy en ek, vriende, 'n ander mens sleg sê by ander mense, dieselfde gaan met ons gebeur. En daardie mense stap weg en sê, ek wonder wat sê hierdie persoon van my, as ek nie by is nie. Daarom onthou, jou woorde moet baie goed afgeweeg word. En jou woorde is hoorbaar vir God, en die Bybel sê ons elkeen sal volgens ons woorde
vergelding ontvang. Ons sal of loon ontvang of ons sal loon verbeur. Daarom, wat is die antwoord? Gaan op jou knieë, bely jou sonde voor die Here, gaan maak reg met die persoon met wie jy in hierdie kwaai verhouding lewe, wie jy miskien haat vanmôre, gaan maak reg so ver moontlik, want die Here sê sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. En ag vriende, soos die Here ons harte reinig met sy bloed en ons verhoudinge herstel, so raak kommunikasie makliker, dit raak beter en dit is kommunikasie wat God welbehaaglik is. Mag die Here ons ryklik seën, mag hy vir ons wysheid gee dat ons hierdie waarhede kan verstaan, ter harte neem en lewe tot eer van sy naam. Groete vir u, mooi dag verder daarna.